Kan. En dan was dit mos nou Charles Oliveira teen Arman Tsarukyan. 3 rondes decision vir Arman. Toe daai die ander ou nou nie gewen nie, sorry man. Ons wou mos nou graag gehad dat ou Charlie Oliveira moes daar die ding gedeurgehak het, maar hy het nou dit nie gekry nie. Maar dit was ook 'n kwai fight. Ja, dit was 'n lekker fight geweest, reg? Highly competitive. Ja, ek voel Arman het gewen so. Ek Sally, hy het nou gesê hy kan nie glo daar's 'n judge wat die een vir Oliveira gegee het. Daai was 'n close fight geweest en ek dink baie mense het gevoel, ek meen binne die eerste hoeveel sekondes, 20 sekondes of wat toe hy vir Armand in 'n headlock en hy het hom, dit was naalbreedte of hy het vir hom uitgechoke. Daai man sy gesig het so begin dik raak van die bloed en sy oë het so begin styf raak, maar kudos toe hom, hy het uitgekom. Ja. En so net op grond van daai neer finish kan baie mense sê nee wat Oliveira vat daai ronde. En ek meen hulle het dit vir tyd met die striking en so aan. Wat Tsarukyan mos nou meeste van die fight die beter gedoen het is die takedown gekry en meeste top control gehad. Een ronde het hy baie damage gedoen van bo af. Wat was die ander ding gewees? En aan die einde van die flippin fight het ek nie eens geweet of Armand bewus is of nie, want hy het stil gelê. Hy het nie eens moeite gemaak om te wys hy lewe nog nie. Die man is uit. Ja, en Charles het hom in daai anaconda choke ding so ingehaat en ek sê vir jou, as ek in Charles se skoene was, dis die beste manier om te verloor, dat jy finish jy ou amper in die eerste ronde en jy stop die fight deur 'n amper submission klaar in 'n close fight. So hy het niks om oor skaam te wees nie. Glad nie. Ons moes eintlik gelead het met dit, maar dit was net vrek snaaks geweest. Tsarukyan het met die walk-in het hy een van die fans gepunch in die crowd. Maar weet jy wat het daar gebeur? Ek neem maar aan, hy het seker vir hom iets gesê of. Ja, kyk, hy was mos nou die bad guy geweest. Almal het hom mos nou geboe en goeders. En jy het mos nog hy het mos nog sy UFC jacket aan. Hy kom ons nou nie cowboy daar uit nie. En blykbaar het een van die fans hom gegryp en hom getrek. In 10-1 het die fan hom seker gevloek of iets leliks gesê en toe hak hy af. Maar jy sien net hoe val hy twee ou, maar jy kan nie sien wie hy raak slaan of hoe nie, maar twee vinnige houe en toe kan jy sien niemand hou hom toe meer vas nie. So hy het seker die ou op die bek geslaan. Maar Dana White het vir my 'n classic reaction gegee. Hy het gesê, first off, daai ou is heavy hyped up and ready to go. Verstaan jy? Hoeveel maande se training en aggressie en fokus kom alles bymekaar op fight night. Hy sê jy gaan nie 'n pro fighter wat 'n alpha male is wat nou gaan fight vir sy lewe aan sy arm kom rondtrek. Hy sê natuurlik gaan hy jou slaan. Dit maak mos sin. En toe sê hy, yeah, and we'll probably get sued, but we can deal with that Monday. Daai was flipping kwaai geweest. Ek hoop die ou sole nie, dat hy net sê, okay, ek het my les geleer, ek moet nie dit weer doen nie. Maar hy weet die UFC het mos nou daai groot lawsuit verloor, so miskien sal hy kyk of hy 'n paar rand kan maak uit die saak uit. As hy dit doen, nou hoop ek hy flip en verloor en hy moet betaal, want dit is onnodig.